vriendelike gesigte, so rondkyk, sê, Rudy weer te sien, en Lesa, dat was so lang weg geweest, en lekker om julle weer te hê hierso. En Dr. Herwee, ons goed om jou weer te sien, en allemaal. Oké. En ons sabbatsluiting, zoals vanavond is sabbatsluiting wees 17:30. So jy sal geloof 'n bietjie vroeër onder. En na ete sal daar tee wees. En na erediens, okay. Kerkraadvergadering op 31ste Mei. En dan die welsyn. Daar's 'n, ek dink is vir kindertjies wat weggegooi is deur ouers, jong klein kindertjies. As iemand iets wil skenk vir die kinders, die kinderhuis. Nou baanbrekers vanmiddag 2:00 en môre sal daar weer baanbrekers wees 1:00. Dan die 23ste Mei gaan daar 'n musiekdag wees en 'n besoekersdag en 'n doopdag. So dit gaan alles in een dag wees. 23ste Mei, dit is nou volgende week. Gebedstryders na die diens. En dan daarachter is 'n papiertjie wat jy kan invul vir DVD bestellings van daai karhuisies van Peterle, daai baan. Hy het foto's geneem van daai, so jy kan DVD's bestel vir daai. En dan is DVD's ook van Don se preek van laasweek. As iemand van sy DVD's wil hê, van die 7 dag, die 7 of iets van daai aard. Mag die Here julle verder seën in hierdie Sabbatdag. Liefdevolle Vader in die hemel, Here, is vanmôre vir ons 'n voorreg om vanmôre ook hier te kan wees op die Sabbatdag. Here, dat U vanmôre ook die Heilige Gees sal stuur en die engele om hier teenwoordig te wees, dat U elkeen vanmôre aangeraak sal wees en hy weg sal gaan vir die week wat voorlê, dat ons weer ons batterye kan laai, sodat ons staande kan bly teen die aanslag van Satan. Seën is nou in hierdie uur, Here, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek groet u almal vanmôre in die naam van ons Here Jesus Christus wat ons gelei het tot hiertoe. My boodskap is opgeteken in die boek van Matteus, vanaf Matteus 19 vanaf vers 16 tot en met 30. Dit is 'n bekende hoofstuk in die Bybel. En ons laat ons maar deur die Gees laat lei wat die Here op ons hart sit om 'n boodskap te kan bring. Dit is 'n bekende verhaal van die man, van die ryk jong man. En dit lees as volg: Daar het iemand na hom toe gekom en gesê: Meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te kry? Hy het vir hom gesê: Waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Watter gebooie bedoel jy? Het hy vir Jesus gevra. Jesus het gesê: Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis aflê nie. Eer jou vader en jou moeder en jy met jou naaste lief hê soos jouself. Dit alles het ek nagekom. Het die jong man gesê: In watter opsig skiet ek nog kort? Jesus het hom geantwoord: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Toe die jong man dit hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het oor die disippels gesê: Dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om die koninkryk van God te kom.
Toe die disippels dit hoor, het hulle geweldig ontstel en hulle het gesê, wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles onmoontlik. Toe sê Petrus vir hom, kyk, ons het alles verlaat en U gevolg, wat sal ons daarvoor kry? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle. Wanneer alles nuut gemaak word, as die Seun van die mens op sy koninklike troon sit, sal ook julle wees, julle wat by my gevolg het, op 12 trone sit en oor die 12 stamme van Israel regeer. En elkeen wat ter wille van my naam afgesien het en van huise of broers of susters of vader of moeder, of kinders of grond sal 100-maal soveel ontvang en die ewige lewe of erfenis kry. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees en wat laaste is, eerste. Mag hierdie geleesde gedeelte op elkeen van ons harte oordenking sal vind. Ons sal nou saam sing op lied 182, al die versies. Lied 182. Sing
is, kan ons saam vrede gebring. Lierbare Vader in die hemel, dis vir ons weer 'n voorreg om vanoggend in die huis te kan wees. En dat ons vanoggend hier kan wees, gesond en sterk. Ons weet baie van ons is voel vanoggend wel nie. O Here, dat U elkeen wat verhoor in die wel is, die sal genees. U weet al ons siektes en U ken al ons probleme, o Here. Ons weet, as ons op ons knieë gaan, dat U ons daardeur sal sien. O Vader, ons wil vir U dankie sê dat U ons gelei het deur hierdie week. En dat U ons weer bewaar het en vir ons die krag gegee het om hierdie week te kon deurstaan. O Here, ons dankie vir U liefde wat U elke dag op ons uitstraal. Help ons ook so om die liefde wat U vir ons gee, ons dit so op ander mense kan uitdeel. O Vader, ons dank aan elkeen wat vanoggend nie by die huis kan wees nie, waar hulle by die huis is, hulle miskien siek voel. O Here, dat U ook daar sal genees, en die harte sal oopmaak, waar ons ook al beweeg, en dat ons sal sterk wees, dat U ons sal kom haal op die wolke, en dat die een van ons wat vanoggend hier is, of wat daar buite is, o Here, sal moedeloos raak nie. O Here, wees vanoggend spesiaal met Patrick, Here, dat U hom ook sal lei. Here, ons dankie dat hy U hom vanoggend gestuur het, om vir ons 'n boodskap te gee vanoggend, om ons weer krag te gee uit U woord uit. Here, sien ook hierdie offergawe wat vanoggend gebring is na U huis toe, tot uitbreiding van U heilige naam, hier op die aarde. Want ons weet, as U kom, o Here, kan dit dalk spoedig wees, en dat ons gereed sal wees, die dag as U kom, en dat ons nie verleë sal weggaan, as U kom nie, maar dat ons U sal ontmoet, met baie liefde, o Here. Here, ons dankie vir Rolis, wat vir ons die musiek speel, en ons dankie vir gemeentelede, en ons dankie vir ouderlinge wat hier werk doen, en diakens, en al die gemeentelede, wat vir U die werk doen, o Here, dat U elkeen sal seën. Wees met elkeen wat nie wel is vanmôre nie, o Here, dat U by daai bank sal gaan, en ons sal genees. O Here, lei ons nou verder deur hierdie Sabbat, en dat U vir ons die krag sal gee, wat ons nodig het. Wees ook met ons leraar waar hy vandag is, waar hy daar op diens doen, o Here, en so ook met hierdie kerk van ons oor die hele wêreld, en dat U hierdie Sabbat sal seën, en dat U vir ons nuwe krag en moed sal gee, om voort te gaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou weer sing van die 3 en 7 van die versies.
Ons roep al die kindertjies na vore toe. En Patrick moet julle 'n storieetjie vertel. Môre kindertjies. Ek sien nou Martin is ook vanmôre hier, maar die storie is eintlik vir die groot mense bedoel, maar kindertjies speel ook 'n rol. Wie hou van piknik? Al die maatjies, hulle kyk eers rond, wie steek die hand op en dan kom hulle agterna. Ons maak almal maar so, ons kyk eers wie steek eers die hand op en dan steek ons agterna ons hande op. Ons sien hierdie kindjie het saam met sy dogtertjie. Sy dogtertjie gewees. Saam met haar ouers hulle piknik gehou by die dam. Lekker uitgekamp vir die Sondag. Wat doen mamma en pappa altyd as hulle klaar geëet? In die middag, wat doen mamma en pappa? Hulle gaan die Sabbatsrus in. Dan gaan lê hulle. Dit is wat mamma en pappa doen. En ons sien hierdie middag by die dam. Nadat hulle klaar geëet het, toe gaan lê hulle bietjie. En toe, wat maak hierdie dogtertjie? Wat maak julle as mamma en pappa lê? Julle speel en wat moet julle nie doen nie? Wat sê mamma en pappa? Wat moet jy doen nie? Julle moet nie raas nie. Ek het baie kwaai ouers gehad. Jy moet 'n speld oorval. En waar dit as jou ouers opstaan en daar iets gebeur, daar geraas, dan sit jy doodstil, want jy weet wat kom nou. 'n Pak sla. En dit is, toe hierdie dogtertjie nadat sy haar ouers gaan slaap het, toe stap sy en sy sien daar's eende op die dam. En sy stap toe agter die eende in. En wat gebeur toe? Die eende is op die water. En sy stap in die water in. En soos die eende so verder weg swem, toe stap sy al in die water agter die eende in. Tot sy in die moeilikheid beland het. En toe begin sy skree, "Help, help!" En sy struikel en sy val in die water en sy sak weg en sy kom weer op. En toe daar 'n jong man ook aan wal gesit wat besig was om te kamp. En hy hoor toe die kind se geluid. En hy hardloop en hy duik met sy klere en al binne in die water. En hy red hierdie meisiekind. En weet julle wat? Mamma het vir hierdie meisiekind 'n nuwe hoed gekoop. 'n Splinter nuwe hoed spesiaal vir hierdie Sondag om te gaan kamp. Vir beskerming teen die son. En die man, jong man wat ingeduik het, toe die meisiekind gered en het daar uitgebring. En toe wat gebeur toe? Toe hoor mamma die gil van die dogtertjie. En sy spring op en sy hardloop op na die dam toe. En toe is die kind al reeds buite gevaar, want hierdie jong man het die kind gered. En wat doen mamma? Nie mamma nie, maar hierdie spesifieke mamma. Weet jy wat het sy gedoen? Sy het 'n ander iets gedoen, haar oog vang egter daai op die water sien sy daai nuwe wit hoed wat haar dryf op die water. En sy snou toe haar meisiekind, "Kyk wat het jy nou gedoen? 'n Dierhoed in die modderwater." Sy was meer bekommerd op hierdie dierhoed gewees in plaas van die kind se lewe wat gered gewees het. Dit is wat ons moet doen. Dit is wat hierdie mamma gedoen het. Maar ek weet mammas is baie oorbeskermend oor hulle kinders. Mamma sal nie sommer gaan lê as hulle weet dat hulle kinders veilig is. Weet jy wat my vrou altyd gedoen het as die kinders buite was? Weet jy wat sy gedoen het? Sy het altyd die agterdeur toegesluit in die kamer, die sleutel van die agterdeur, het sy onder haar kussing neergesit. Wat weet jy wou kom? Sy wou nie die kinders moes uitgaan na die swembad. Dit is wat sy gedoen het. Sy was oorbeskermend, want sy was bekommerd. As sy bietjie gaan lê, dan gaan die kindertjies uit swembad toe en as sy opstaan, dan lê iemand in die swembad. Ons het so baie gesien wat kindertjies verdrink. En hierdie teksvers kom met 1 Johannes 2 vers 15. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met al sy begeertes gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly vir ewig lewe. Julle moet elke dag, as jy nou sê vir die maatjies ook, ons moet nie worry oor die wêreldse dinge nie. Ons moet worry oor die wêreld, oor die lewe wat God vir ons gegee het. Ons moet versigtig wees, moenie laat maatjies julle verlei nie.
En moenie buite, as mamma sê moenie buite speel nie, moenie buite gaan speel nie. Want mamma weet, mamas weet altyd van beter. Hulle kan in die toekoms sien en hulle oë agter hulle kop op. Okay, julle mag gaan sit. Weer eens goeiemôre, liewe vriende, broers en susters, gemeente. Ek hoop elkeen het 'n geseënde week gehad. Partykeer is die weke nie soos ons beplan nie. Maar met God se genade kan ons daarop asemhaal en asem skep en uitsien vir die dag van môre, want ons weet God is aan ons sy. Daar het 'n predikant nie ver vanaf 'n persoon gebly nie, maar die predikant het agtergekom, die pastoor, dat hierdie persoon gaan glad nie kerk toe nie. En die pastoor vra toe vir hom, maar hoekom gaan hy nie kerk toe nie? En toe antwoord hy die pastoor, want hierdie man was baie eerlik gewees. Hy sê toe vir hom, want elke keer as hy daar is, laat dit ons sleg voel, want dit voel asof daardie persoon wat preek spesifiek dit op hom bedoel, want hy voel altyd skuldig, want dit is asof die boodskap spesifiek net vir hom bedoel is. Daarom gaan hy nie kerk toe nie, want dit laat hom altyd skuldig voel. Ons moet nie vanmôre skuldig voel nie, maar ek dink is ook 'n goeie ding, dat ons nog kan skuldig voel, want ek dink daar vir daardie persoon wat skuldig voel, is daar nog hoop. Is daar nog hoop? Want ek wil vanmôre begin met hierdie vraag, hoekom kom ons elke Sabbat na die huis van aanbidding toe? Daai vraag moet vanmôre na u en na my toe kom vanmôre. My opskrif is, moenie met sonde speel nie. Moenie dat ons aandag as dit vanmôre na die huis van die Here toe kom. Laat my aandag afgelei word, dat my gedagtes daar by iets anders is nie. Ek weet die tegnologie is vandag so met selfone en tablets en alles, en ons wil graag met hulle werk. Maar dit is goed wat ons aandag aflei van God se werk. My gedagtes is nie daar by die boodskap nie. Ek kom vanmôre op 'n Sabbat kom ek na God se hospitaal, want ek is siek. Ek is siek vir my siel, want ek wil vanmôre wat ek genesing kan bring. Ek het al voorheen ook gesê, daardie Duitse woord krankenhaus klink vir my so toepaslik. Krankenhaus, want ek is kranklik. Ek kom na die huis van die Here, want ek is kranklik en ek wil gesond gemaak is. Ek wil gesond gemaak, want ek voel sleg. Wat het hierdie uitwerking op my, of gaan ek net aan met die stroom? Voel ek glad nie sleg daar nie, sit ek elke Sabbadoggend hier, want ek voel glad nie sleg dat daardie boodskap vir my spesifiek bedoel is. Dan moet ek bekommerd wees, liewe broer en suster, want dan is ek op die verkeerde pad. Is ek glad nie vanmôre of elke Sabbat wat ek hier sit sleg voel nie. Want dan moet ons dan begin die gevaarligte flikker. Die verhaal word vertel van iemand wat gevra het van wat van die ark geword het. 'n ander verhaal word vertel van Paganini, die groot meester van die viool. En die antwoord wat gegee was oor die ark is dat Noag 2 termiete in die ark vergeet het. En ons sien hierdie verhaal van Paganini, die groot meester van hierdie viool, het in sy testament bepaal dat na sy afsterwe geen mensehand ooit weer sy viool mag bespeel nie. By sy dood is hierdie instrument dan ook vir veilige bewaring in 'n glaskas in 'n museum in Genoa in Italië geplaas. Na enkele jare van onbruik het die museumbeamptes egter agter ontdekking gemaak dat termiete besig was om hierdie meesterstuk op te vreet.
As hierdie instrument gebruik was, sou dit nooit deur termiete opgevreet gewees het nie. Vrugte wat nie geëet word nie, word sleg. As dit nie gebruik word nie, talente wat nie gebruik word nie, kwyn weg. Efesiërs 2 vers 10 sê vir ons, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewens te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons ook bestem het. En so is dit ook vanmôre, liewe broer en suster, vriende, met sonde. Net soos is dit ook met termiete. Word hulle, dit verseker ek julle. Wanneer alles nuut gemaak word, as die seun van die mens op sy koninklike troon sit, sal ook julle wees, julle wat by my gevolg het, op 12 trone sit en oor die 12 stamme van Israel regeer. En elkeen wat ter wille van my naam afgesien het en van huise of broers of susters of vader of moeder, of kinders of grond sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe of erfenis kry. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees en wat laaste is, eerste. Mag hierdie geleesde gedeelte op elkeen van ons harte bedenking sal vind. Ons sal nou saam sit op lied 182, al die versies. Lied 182.
sal dan vir die diakens vra, ons die tieners en opgaves om te doen, en die kindertjies. Kan ons saam bid. Liewe Vader in die hemel, dis vir ons weer 'n voorreg om vanoggend in die huis te kan wees. En dat ons vanoggend hier kan wees, gesond en sterk. Ons weet baie van ons is goed vanoggend wel nie. O Here, dat U elkeen wat vermoor in die wel is, nie sal genees. U weet al ons siektes en U ken al ons probleme, o Here. Ons weet, as ons op ons knieë gaan, dat U ons daardeur sal sien. O Vader, ons wil vir U dankie sê dat U ons gelei het deur hierdie week. En dat U ons weer bewaar het en vir ons die krag gegee het om hierdie week te kon deurstaan. O Here, ons dankie vir U liefde wat U elke dag op ons uitstraal. Help ons ook so om die liefde wat U vir ons gee, ons dit so op ander mense kan uitdeel. O Vader, ons dank aan elkeen wat vanoggend nie by die huis kan wees nie, waar hulle by die huis is, hulle miskien siek voel, o Here, dat U ook daar sal genees, en die harte sal oopmaak, waar ons ook al beweeg, en dat ons sal sterk wees, dat U ons sal kom haal op die wolke, en dat die een van ons wat vanoggend hier is, of wat daar buite is, o Here, sal moedeloos raak nie. O Here, wees vanoggend spesiaal met Patrick, Here, dat U hom ook sal lei. Here, ons dankie dat hy U hom vanoggend gestuur het, om vir ons 'n boodskap te gee vanoggend, om ons weer krag te gee uit U woord uit. Here, sien ook hierdie offergawe wat vanoggend gebring is na U huis toe, tot uitbreiding van U heilige naam, hier op die aarde. Want ons weet, as U kom, o Here, kan dit dalk spoedig wees, en dat ons gereed sal wees, die dag as U kom, en dat ons nie verleë sal weggaan as U kom nie, maar dat ons U sal ontmoet met baie liefde, o Here. Here, ons dankie vir Rolis, wat vir ons die musiek speel, en ons dankie vir gemeentelede, en ons dankie vir ouderlinge wat hier werk doen, en diakens, en al die gemeentelede wat vir U die werk doen, o Here, dat U elkeen sal seën. Wees met elkeen wat nie wel is gehoor nie, o Here, dat U by daai bank sal gaan, en ons sal genees. O Here, lei ons nou verder deur hierdie Sabbat, en dat U vir ons die krag sal gee, wat ons nodig het. Wees ook met ons leraar waar hy vandag is, waar hy daar op diens doen, o Here, en so ook met hierdie kerk van ons oor die hele wêreld, en dat U hierdie Sabbat sal seën, en dat U vir ons nuwe krag en moed sal gee om voort te gaan.
Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou lees van die 3 en 7 van die versies. kindertjies na vore toe. Patrick moet julle 'n storieetjie vertel. Môre kindertjies. Sien nou Martin is ook vanmôre hier, maar die storie is eintlik vir die groot mense bedoel, maar kindertjies speel ook 'n rol. Wie hou van piknik? Al die maatjies, hulle kyk eers rond, wie steek die hand op en dan kom hulle agterna. Ons maak almal maar so, ons kyk eers wie steek eers die hand op en dan steek ons agterna ons hande op. Ons sien hierdie kindjie het saam met 'n dogtertjie. Sy dogtertjie gewees. Saam met haar ouers hulle piknik gehou by die dam. Lekker uitgekamp vir die Sondag. Wat doen mamma en pappa altyd as hulle klaar geëet? In die middag, wat doen mamma en pappa? Hulle gaan die Sabbatsrus in. Dan gaan lê hulle. Dit is wat mamma en pappa doen. En ons sien hierdie middag by die dam. Nadat hulle klaar geëet het, toe gaan lê hulle bietjie.
En toe, wat maak hierdie dogtertjie? Wat maak julle as mamma en papa lê? Julle speel en wat moet julle nie doen nie? Wat sê mamma en papa? Wat moet jy doen nie? Julle moet nie raas nie. Ek het baie ouers gehad. Jy moet 'n speld oorval. En waar dit as jou ouers opstaan en daar iets gebeur, daar geraas, dan sit jy doodstil, want jy weet wat kom nou. 'n Pak slag. En dit is, toe hierdie dogtertjie nadat sy haar ouers gaan slaap het, toe stap sy en sy sien daar's eende op die dam. En sy stap toe agter die eende in. En wat gebeur toe? Die eende is op die water. En sy stap in die water in. En soos die eende so verder weg swem, toe stap sy al in die water agter die eende in. Tot sy in die moeilikheid beland het. En toe begin sy skree, help, help. En sy struikel en sy val in die water en sy sak weg en sy kom weer op. En toe daar 'n jong man ook aan wal gesit wat besig was om te kamp. En hy hoor toe die kind se geluid. En hy hardloop en hy duik met sy klere en al binne in die water. En hy red hierdie meisiekind. En weet julle wat? Mamma het vir hierdie meisiekind 'n nuwe hoed gekoop. 'n Splinter nuwe hoed spesiaal vir hierdie Sondag om te gaan kamp. Vir beskerming teen die son. En die jong man wat ingeduik het, toe die meisiekind gered en het daar uitgebring. En toe wat gebeur toe? Toe hoor mamma die gil van die dogtertjie. En sy spring op en sy hardloop op na die dam toe. En toe is die kind al reeds buite gevaar, want hierdie jong man het die kind gered. En wat doen mamma? Nie mamma nie, maar hierdie spesifieke mamma. Weet jy wat het sy gedoen? Sy het 'n ander iets gedoen, haar oog vang egter daai op die water sien sy daai nuwe wit hoed wat haar dryf op die water. En sy snou toe haar meisiekind. Kyk wat het jy nou gedoen? 'n Dierhoed in die modderwater. Sy was meer bekommerd op hierdie dierhoed gewees in plaas van die kind se lewe wat gered gewees het. Dit is wat ons moet doen. Dit is wat hierdie mamma gedoen het. Maar ek weet mammas is baie oorbeskermend oor hulle kinders. Mammas kan nie sommer gaan lê as hulle weet dat hulle kinders veilig is. Weet jy wat my vrou altyd gedoen het as die kinders buite was? Weet jy wat sy gedoen het? Sy het altyd die agterdeur toegesluit in die kamer, die sleutel van die agterdeur, het sy onder haar kussing neergesit. Wat weet jy hoekom? Sy wou nie die kinders moes uitgaan na die swembad. Dit is wat sy gedoen het. Sy was oorbeskermend, want sy was bekommerd. As sy bietjie gaan lê, dan gaan die kindertjies uit swembad toe, en as sy opstaan, dan lê iemand in die swembad. Ons het so baie gesien wat kindertjies verdrink. En hierdie teksvers kom in 1 Johannes 2 vers 15. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met al sy begeertes gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly vir ewig lewe. Julle moet elke dag, as jy nou sê vir die maatjies ook, ons moet nie worry oor die wêreldse dinge nie. Ons moet worry oor die wêreld, oor die lewe wat God vir ons gee. Ons moet versigtig wees, moenie laat maatjies julle verlei nie. En moenie buite, as mamma sê moenie buite speel nie, moenie buite gaan speel nie. Want mammas weet altyd van beter. Hulle kan in die toekoms sien en hulle het oë agter hulle kop op. Okay, julle mag gaan sit. Weer eens goeiemôre, liewe vriende, broers en susters, gemeente. Ek hoop elkeen het 'n geseënde week gehad. Partykeer is die weke nie soos ons beplan nie. Maar met God se genade kan ons daarom asemhaal en asem skep en uitsien vir die dag van môre, want ons weet God is aan ons sy. Daar het 'n predikant nie ver vanaf 'n persoon gebly nie, maar die predikant het agtergekom, die pastoor, dat hierdie persoon gaan glad nie kerk toe nie. En die pastoor vra toe vir hom, maar hoekom gaan hy nie kerk toe nie? En toe antwoord hy die pastoor, want hierdie man was baie eerlik geweest. Hy sê toe vir hom, want elke keer as hy daar is,
Laat dit ons sleg voel, want dit voel asof daardie persoon wat preek spesifiek dit op hom bedoel. Want hy voel altyd skuldig, want dit is asof die boodskap spesifiek net vir hom bedoel is. Daarom gaan hy nie kerk toe nie, want dit laat hom altyd skuldig voel. Ons moet nie vanmôre skuldig voel nie, maar ek dink is ook 'n goeie ding dat ons nog kan skuldig voel. Want ek dink daar vir daardie persoon wat skuldig voel, is daar nog hoop. Is daar nog hoop? Want ek wil vanmôre begin met hierdie vraag: hoekom kom ons elke Sabbat na die huis van aanbidding toe? Daai vraag moet vanmôre na u en na my toe kom vanmôre. My opskrif is: moenie met sonde speel nie. Moenie dat ons aandag as dit vanmôre na die huis van die Here toe kom. Laat my aandag afgelei word, dat my gedagtes daar by iets anders is nie. Ek weet die tegnologie is vandag so met selfone en tablets en alles, en ons wil graag met hulle werk. Maar dit is goed wat ons aandag aflei van God se werk. My gedagtes is nie daar by die boodskap nie. Ek kom vanmôre op 'n Sabbat kom ek na God se hospitaal, want ek is siek. Ek is siek vir my siel, want ek wil vanmôre wat ek genesing kan bring. Ek het al voorheen ook gesê, daardie Duitse woord krankenhaus klink vir my so toepaslik. Krankenhaus, want ek is kranklik. Ek kom na die huis van die Here want ek is kranklik en ek wil gesond gemaak is. Ek wil gesond gemaak, want ek voel sleg. Wat het hierdie uitwerking op my, of gaan ek net aan met die stroom? Voel ek glad nie sleg daar nie, sit ek elke Sabbadoggend hier, want ek voel glad nie sleg dat daardie boodskap vir my spesifiek bedoel is. Dan moet ek bekommerd wees, liewe broer en suster, want dan is ek op die verkeerde pad. Is ek glad nie vanmôre of elke Sabbat wat ek hier sit sleg voel nie. Want dan moet ons dan begin die gevaarligte flikker. Die verhaal word vertel van iemand wat gevra het van wat van die ark geword het. 'n ander verhaal word vertel van Paganini, die groot meester van die viool. En die antwoord wat gegee was oor die ark is dat Noag 2 termiete in die ark vergeet het. En ons sien hierdie verhaal van Paganini, die groot meester van hierdie viool, het in sy testament bepaal dat na sy afsterwe geen mense aan ooit weer sy viool mag bespeel nie. By sy dood is hierdie instrument dan ook vir veilige bewaring in 'n glaskas in 'n museum in Genoa in Italië geplaas. Na enkele jare van onbruik het die museumbeamptes egter agter ontdekking gemaak dat termiete besig was om hierdie meesterstuk op te vreet. As hierdie instrument gebruik was, sou dit nooit deur termiete opgevreet gewees het nie. Vrugte wat nie geëet word nie, word sleg. As dit nie gebruik word nie, talente wat nie gebruik word nie, kwyn weg. Efesiërs 2 vers 10 sê vir ons, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewens te wy aan die goeie dade waarvoor ons ook bestem het. En so is dit ook vanmôre, liewe broer en suster, vriende, met sonde. Net soos is dit ook met termiete. As jy 'n termiet los, dan vreet hy alles op. Ek wil vanmôre met u praat oor sonde. Moenie met sonde speel nie. Ons moet versigtig wees wat ons doen met sonde. Ons moet dit nie op die verkeerde plek vergeet nie, want dan vreet dit alles op. Dit is die termiete. Die dilemma met sonde is dit aan die begin onskadelik lyk. Maar net soos die termiet, kan jy dit tussen jou vingers, voel dit so klein en so ongemaklik, jy kan dit vertroetel.
Net so is sonde ook. Jy kan dit vertroetel. Dit voel so en dit lyk so onskadelik. Maar sonde kan jou erge skade aandoen. Hy kan ons erge skade aandoen. Hierdie ryk jong man het egter al hierdie goeie dinge gedoen wat die Bybel verwag hy moet doen. Die 10 gebooie. Hy het alles nagekom tot op die letter na. Maar een ding wat hy kort gekom. Vers 20. Jesus het egter die termiet in die lewe van hierdie jong man raak gesien. Jesus het die termiet in die lewe van hierdie jong man raak gesien. Is daar ook vanmôre termiete in my lewe wat besig is om my van binne op te vreet, wat ek nie eens van weet nie. Daardie sonde wat ons nie kan ontslaan raak nie. Daardie termiete in my lewe is besig om my van binne af op te vreet. Want ek vertroetel nog daardie termiete. Ek voed hulle elke dag sodat hulle kan sterker word in my lewe. God sien vanmôre daardie termiete in my en jou lewe raak. Net soos Jesus ook die termiete in daardie jong man se lewe, daardie ryk jong man, het Jesus ook daardie termiete in sy lewe raak gesien. Ons sien wat sê die skrif vir ons, hy was lief vir geld. Wat op sigself nie verkeerd was nie, behalwe as jy te lief raak daarvoor en dit jou lewe begin oorheers. Dit is presies wat met hierdie man gebeur het hierdie jong man. Hy was lief vir geld. Die skrif sê vir ons, dit was nie verkeerd nie. Maar dit begin om sy lewe te oorheers. Daardie termiet in sy lewe was besig om sy lewe te oorheers. Ons sien vanmôre dat hierdie jong man, hy kom eers vanmôre met vlei woorde na Jesus toe. Hy praat van goeie meester. Hy kom met hierdie mooi woorde. Kom ons nie baie keer ook mooi woorde na 'n ander persoon toe nie. Doen ons baie keer nie vir ons anders voor wat ons werklik is nie. Daardie vlei taal. En hier kom Jesus se antwoord. In die tweede punt sê Jesus vir hom, niemand is goed nie. Selfs nie een nie. Dit is Jesus se antwoord wat vanmôre kom na ons toe. Ek kan nie vanmôre self sê ek is hierdie goeie persoon nie, maar julle ken my nie van buite nie. Ons het vanmôre gepraat ook oor daardie persoon, die beskrywing. As jy met vanmôre iemand beskryf, dan sien ons net die uiterlik raak. Ons sien nie die innerlike raak nie. Maar dit is die verskil wat Jesus afsluit vanmôre. Wat hy ook met sy disippels praat, die verskil wat aankom, is Jesus sien die innerlike raak en ons as mens sien die uiterlike raak. Dieselfde as hy 'n persoon roep om hom te volg, dan sien Jesus nie die uiterlike, hy sien die innerlike raak. En dan sien ons ook in die derde punt vanmôre hierdie ryk jong man, daardie selfverheffing. Ek doen alles volgens u voorskrifte. Daardie selfverheffing. Here, ek doen dan, ek dien op die kerkraad. Ek dien op die sabbatskool. Ek gee lesstudies, ek doen al hierdie dinge. Wat kom ek nog tekort? Dan die vierde vraag wat hy vra vanmôre, en wat Jesus ook vanmôre vir my vra en vir u, is ek volmaak? Is jy volmaak vir my? Is jy aanvaarbaar vir my om vanmôre aan die kring te sit? Is jy vanmôre volmaak om my disipel te kan wees? En dan, broer en suster, daardie vyfde punt kom vanmôre. Daardie ontnigtering, daardie ontdekking wat hierdie jong man vanmôre ontdek. Hy ontdek vanmôre daardie termiet in sy lewe. Daardie termiet wat besig is om hom van binne op te vreet. Partykeer voel ons dit nie aan nie. Partykeer weet ander persone nie van ons probleme nie. Van die termiete wat nog daar in ons lewens is, wat besig is
om ons van binne op te vreet nie. Daardie ontnigtering, dat ons wegdraai van God af. Ons draai vanmôre weg van God af. Want ek erken, daar's nog termiete in my lewe. Ons sien dat hierdie ryk jong man bedroef vanmôre weggedraai. Liewe broer en suster, gemeente, geliefdes, ons moet vanmôre waak. Ons moet vanmôre waak vir daardie sonde wat ons vanmôre so maklik laat verstrengel. Raak ontslaaf van dit, los dit. Moet nie weer dink aan dit nie, want Jesus sê, bring dit na my toe en hy gooi dit in die diepste van die diepste see. Dan sien ons ook dat die vanmôre net hierdie ryk jong man wat betrokke is by hierdie verhaal van die ryk jong betrokke is nie. Maar ook Jesus disippels van hulle geërvaar hierdie gesprek wat Jesus het met hierdie ryk jong man. En dan ook hierdie bekommernis van hulle wat nou vorendag kom, wat nou kop uitsteek. Disippels is bekommerd. Want hier wat Jesus nou met hierdie jong man gepraat het, maak hulle ook bekommerd en hulle vra nog die vraag vanmôre aan Jesus. Jesus, wie kan dan nog gered word? Jou verwagtinge is te groot vir ons. Wie kan nog gered word? Vra Jesus ook vanmôre en God ook vanmôre vir my en vir u vanmôre. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Of vra ek vanmôre daardie vraag, Here, wie kan nog gered word? Die vereistes is bo my vuurmaakplek. Ek kan dit nie bybring nie, ek kan nie bybly nie. Daardie vereistes, daardie bare wat U geset het, is vir my te hoog, ek kan nie bykom nie. Soos 'n hoëspringer dat hulle elke keer as daar oorseil, dan sit hulle die baar, lig hom elke keer op in atletiek. Is die baar nie dalk te hoog vir jou nie? Julle wat in besigheid staan, as jy na jou finansiële jaar, voor die nuwe jaar begin, moet jy 'n budget doen. En dan begin die ouens wat hulle sê altyd, hulle doen 'n aanpassing van 10% oor wat jy die vorige jaar gedoen het, sal jy 10% meer doen die volgende jaar. Hulle lig die baar bietjie hoër. Kyk of jy dit kan bereik. Partykeer is dit nie bereikbaar nie. Dan kom jy onderdeur. Dan word daar praat hulle van 'n kwartaalliks, die 6 maande, die eerste 6 maande of 3 maande wat verby is, moet ons nie maar die baar bietjie laat sak nie. God laat sak nie sy standaard nie. God laat sak nie sy baar nie. God maak nie toegewings nie. God set die baar vir almal gelyk. Hebreërs 12 hardloop in God se wedloop. Daar is nie verloordes nie. Almal is wenners. Dan kom Jesus se antwoord vanmôre na my en na u toe en ook na sy disippels toe. Hy sê by die mens lyk alles onmoontlik, maar by God is alles moontlik. By die mens lyk alles onmoontlik, maar by God is alles moontlik. Na hierdie jong man se gesprek met Jesus is hy daar weg met termiete en al. En ons hoor nooit weer van hom nie. Net soos die ark en ook hierdie viool het hulle verdwyn. Sulke termiete kom skelmpies en ongemerk. En daar is net een soort. Daar is nie net een soort nie. Sonde kom ook op baie maniere en die termiete weet hy het gewen wanneer ons op moedelose vlak sit. Wanneer ek vir myself sê, ag nee wat, dit is nie so erg. Dit is nie so erg nie, ek het al erger dinge as dit beleef. Moenie met die termiete in jou lewe speel nie. Ons kan vanmôre onderskeid maak. Ons kan vanmôre daardie verskil maak in ons lewens. Dit is net so aan die begin, lyk hulle so onskadelik. In die begin lyk hulle baie keer so onskadelik.
Maar as hulle eers begin vreet het in jou lewe, is daar nie meer omkeer nie. As hulle eers begin vreet het, bly daar niks oor later nie. Maar vanmôre is daar nog 'n kans. Terwyl u en ek vanmôre nog skuldig voel, die goeie nuus is, ons hoef dit nie alleen te probeer doen nie. Vir God is alles moontlik. Is daar vanmôre termiete in ons kerk wat besig is om ons hele kerk, ons gemeente op te vreet? Wat kan ek doen as gemeentelid om te voorkom dat die termiete in ons kerk insluit? Wat kan ek doen? Wat 'n verskil kan ek maak? Ons het vanmôre ook in die lesstudie gehoor dat bid sonder ophou. Ons moet elke dag bid. Hulle sê 'n gebiddende gemeente is 'n groeiende gemeente. Ek wil vir julle 'n verhaal vertel van hierdie jong man en sy vriendin, sy vrou, wat op pad was op hulle witbrood. Toe hy in die platteland uitgeswaai het vir 'n bok en sy ongeluk was en hy het sy voertuig geraak. Sy vriendin het vasgesit in die voertuig en het gesukkel om haar uit te trek. En nadat hy haar uitgetrek het in die voertuig, het hy haar hande opgetel en het haar probeer dra. En toe sien hy daar naby die pad is 'n huis en hy het daarin gestap. En hy moes rus want sy het al swaarder geword en sy was bebloed, want sy was ernstig beseer. En terwyl hy so stap, toe sien hy, toe hy by die huis kom, toe sien hy, dankie tog, God sy gemoed bly geword, daardie gemoedslus wat hy gehad het. Toe sien hy daar 'n naamplaatjie, 'n geel kopper naamplaatjie, want dit was 'n dokter se plek. En hy lei die klokkie. En iemand maak die oop en hy sê, goeienaand, ek het hulp nodig. Ek was in 'n ongeluk betrokke en my vrou het ernstige mediese hulp nodig. Kan u ons asseblief help? En die man kom terug en die dokter sê vir hom, ek praktiseer nie meer nie. Gaan weg. En hy maak die deur toe. En die man het 'n tweede keer weer die klokkie gelei. Na 'n lang ruk kom die man, ek het vir jou gesê, wat verstaan jy nie? Wat verstaan jy nie? Ek praktiseer nie meer nie, ek kan jou nie help nie. En hy het weer die deur toegemaak. En die derde keer het die man maar weer die klokkie gelei. En die dokter kom maak weer oop. En hy sê, ou vriend, wat verstaan jy in hierdie woorde nie? Ek praktiseer nie meer nie. En hy wou die deur toemaak. En die jong man het sy voete tussen die deur en die kusyn ingedruk en het hom gesê, dokter, as jy nie meer praktiseer nie, haal net asseblief hierdie bord af, wat sê dat jy 'n dokter is. Jy het 'n edel beroep, haal asseblief hierdie bord af. Vriende, ek wil vanmôre vir u sê, as ons vanmôre nie 'n Philadelphia kerk is, as ons nie daardie kerk is waar nie termiete voor 'n dag is nie, moet ons liewer die borde afhaal. Haal dit liewer af, want dat is nie op God se pad nie. Ons moet nie vanmôre 'n kerk wees wat lauwarm is nie. 'n Dokter was uitgeroep na 'n huis wat brand en daar's mense beseer. En terwyl hy op pad was, kom hy by 'n padblokkade en 'n verkeersman stop hom. En die dokter probeer verduidelik aan hierdie persoon dat hy op pad is na 'n noodgeval en die verkeersman baie kalm en vra vir hom naam. En die dokter sê, asseblief my vriend, ek is op pad, ek is uitgeroep na 'n noodgeval. Kan jy my asseblief laat gaan? Die man sê ewig kalm vir hom naam en adres. En die dokter sê vir hom, ai my vriend, wat meer moet ek doen? Wat meer moet ek vir jou sê, ek is uitgeroep vir 'n mediese geval wat baie dringend is. Hy sê naam en eindelik ten laaste die dokter laat gaan en die dokter is weg.
Hy kom toe by daardie huis waar daar 'n jong moeder en 'n blonde kop dogtertjie lê. En die dogter probeer alles wat hy kan om hierdie mense se lewens te red. Maar hy was te laat. En terwyl hy daar by hierdie mense sit, voel hy iemand slaan op sy skouer. En toe hy sy kop omdraai, toe sien hy dis hierdie verkeersman wat hom gestop het. En die verkeersman vra vir hom, kon jy my gesin red? En die dokter sê vir hom, as jy my nie gestop het nie, sou ek betyds gewees het om jou gesin te red, maar ek is te laat. Liewe broer en suster, staan ek vanmôre in God se pad, of staan ek in God se diens? Staan ek vanmôre in God se pad, of staan ek in God se diens? Tot die uitvoering van my pligte. Wat kan ek vanmôre vir God doen? Is ek meer in sy pad, of staan ek in sy diens? Met hierdie termiete in my lewe, moet ek dit verwyder. Is ons God se kerk, wat omsien na ander vanmôre. Daar buite ons sit ek maar net vanmôre om die banke warm te hou. Ons moet ontslae raak van die termiete in ons lewens, soos hierdie ryk jong man, wat afgedwaal het. Ek moet nie net voel vanmôre, ek doen alles volgens die letter na, wat God vir ons voorgeskryf het. Die handleiding wat God vanmôre vir ons gegee het. Die geskrewe boek wat hy gesê op die letter na. Voer ek dit uit vanmôre? Of laat ek toe, dat die termiete besig is, om my lewe hier binne kan op te vreet? Is ek vanmôre in God se pad? Of staan ek in God se diens? Amen.
Meester. Here, wil U vanmôre vir ons gebruik as 'n werktuig in U hande, sodat ons U werk kan klaarmaak. Here, was ons skoon van binne tot buite. Here, maak daardie termiete in ons lewens dood, wat besig is om ons te verteer. Here, seën ons ook in die week wat voorlê, maande, jare wat ons nog op hierdie aarde is, dat ons as uitstaande disippels van U, sodat ons kan weet, dat ons gereed kan wees wanneer U op die wolke kom. Seën ons nou, ons bid dit in Jesus naam. Amen.